As ons maar net verlede jaar hierdie tyd geweet het wat op ons wag, sou ons dalk 'n beter 2025 gehad het. Hallo en welkom by Kletskompas. Vir jou Januarie episodes het ons in ons argiewe gaan krap vir ons bestes van 2025 en hierop volg ons twee beste onderhoude vir Januarie 2025. Frikkie Engelbrecht kuier weer by ons, akademikus, 'n oud akademikus. Very oud. En 'n man wat al baie skryfwerk gedoen het in die opvoedkunde, ook heelwat ander goed wat jy ook aanlyn kan kry. Maar nou is daar 'n verhaal, 'n storie, 'n werk van fiksie ook uit jou pen uit. Ja. Hoe lank werk jy al hieraan? Luister, ek moet nie eens probeer om daai ding uit te werk nou nie. Dit gaan ons die hele onderhoud vat. Maar baie lank, ek het al na matriek in die weermag begin dink ek wil eendag 'n roman skryf. Okay, dit gee vir jou 1971. Maar die professionele lewe laat nie vir jou baie tyd toe om dit te doen nie. So ek het eintlik eers so 3 jaar gelede het ek begin ernstig aan hierdie ding. As daar 'n tydjie is, dan vat ek en begin dink ek aan hom, beplan, sit die hoofstukke uitmekaar, kies die karakters. Maar op die einde van die dag, sê maar die laaste jaar amper voltyds gewerk om hom te klaar te kry. Frikkie, voor ons by Talking Stones kom, wil ek graag weet, jy weet, wie se romans het jy graag gelees op skool, jy weet, en in jou vrye tyd? En watter soort verhale lees jy graag? Nee, ek kan nie dink dat ek op skool romans gelees het nie. Dit was Trompie en die Buiter en daai tipe goeters gewees. Nee, later jare nie baie leeswerk gekry nie. Die professionele lewe was baie hard gewees op die tyd. Maar dit het nie my liefde vir lees weggevat nie, hè. Ek kyk graag romans op die TV, want dit kan ek ten minste nou doen as ek nou klaar is aan die einde van die dag. En dan sit ek en ontleed die intrige en ek ontleed die karakters, jy weet, en ek kyk die storie en is die taal oulik en is die konteks mooi en dan leer ek daai. Talking Stones is in Engels gepubliseer, Ja. maar ek wonder het jy in Afrikaans gedink dalk aan hom ook? Het jy dalk notas in Afrikaans gemaak aanvanklik of het jy van die begin in Engels gewerk? Nee, die beplanning was redelik in Afrikaans, jy weet. Hierdie karakter, dis sy naam, hy moet so oud wees, hy moet dit doen in hierdie hoofstuk en dan in daai hoofstuk. Baie Afrikaans beplan hoofsaaklik, maar toe ek begin skryf, het ek geweet, ek wil hom in die Engelse mark sit, ek het hom in die FSA laat publiseer, so ek het geweet, ek moet hom in Engels skryf van die begin af. Wat beteken die titel? Oh, Talking Stones. Wel, Talking en Stones, net 2 woorde. Weet jy wat, wat is die quantum physics nou in die regte Afrikaans? Dit is quantum fisika nou maar. Die quantum fisika, ja, die quantum fisika. As 'n mens daarna 'n bietjie gaan kyk na die hele wêreld van die materie, jy weet, molekules, atome binne in die molekules, dan elektrone en neutrone of protone en wat is die ander ene, die protone en die elektrone, ja. En dis waar die ouens opgehou het. Nou sê hulle subatomies het hulle daai wêreld van die protone en die elektrone energievelde ontdek binne in hulle. Onsigbare velde, maar hulle het dit nou ontdek en dit is waar die quantum fisika vanaf kom, want quantum beteken energie, eenheid van energie en dis daai hele ding van die energie. Energie het frekwensies in plante, in diere, in die samelewing, tussen mense en diere. Verstaan jy? Daai frekwensie is wars deur alles praat met alles. Daar's wetenskaplikes wat sê hulle dink die universele frekwensie is 'n B-flat. Nou ek sal nog nie weet of hulle reg is nie, maar dis interessant. Hulle dink daar's 'n universele frekwensie tussen plant, dier en mens, organies, anorganies, wat op 'n frekwensie met mekaar praat. Jy weet, ons praat baie keer met die plante, en as jy nie met hom praat nie, dan vrek hy in 'n week. Daai soort van ding, en die diere praat met ons, en ons praat met die diere in, daar's 'n gevoel van, dis nie noodwendig woorde nie, maar jy kommunikeer. En daai frekwensie oor kommunikasie is die talking. In hierdie boek waar die karakters praat met die natuur, en hulle praat met mekaar, en die natuur praat met jou, as jy veld toe gaan, en jy gaan swem, as jy in die water is dit lekker, ons groei immers 9 maande in die water nie. Dis hoekom ons so lief is vir water. Water is vir almal 'n happy place. Maar die probleem is eintlik ook ons as mense is ook nie altyd op
selfde frekwensie nie. So eintlik moet ons daaraan ook werk. Luister julle, moet nou nie bekommerd wees nie. Sulke hoë wetenskaplike begrippe word nie gebruik in Talking Stones nie. Dis 'n toeganklike verhaal, maar ek wil ook, jy weet, daar is ook 'n besliste geestelike vlak. Ja. En as 'n ou Talking Stones sommer net sien. Ja. Ek het dadelik gedink aan die Bybel wat sê, die klippe sal ook uitroep. Dis reg. Dis hoekom ek na die universele frekwensie gepraat het, en dis presies dit. As jy kwantumfisika vat tot op sy punt waar jy verstaan dat jy hierdie deel begin verstaan van daar's 'n energieveld binne in elektrone en protone. En daai subatomiese vlak is waar ons spirituele dimensie lê. Verstaan jy? Dis hoekom jou skepper kan deur mure loop en oor distance is nie 'n probleem nie. Hy's onmiddellik hier en daar oral in die wêreld gelyktydig. Omdat die kwantumfisika verduidelik eintlik vir ons. Dis is moontlik. Dit is moontlik dat so 'n spirituele konsep of geloof wat ons glo die Here is betyds oral, dit is moontlik volgens die kwantumfisika. En dis hoekom mense deur mure kan loop, dis moontlik. Jy moet dan nie die intriges weggee nie, maar vertel gou vir mense net die basiese storielyn. Basiese Wie is jou karakters en Ja. wat gebeur met hulle? Kyk, ou Gerald Joubert is nou die hoofkarakter. Ek moet nou net hierso my papiertjie net hier mooi kry dat ek presies sien waar lieg ek nou vir jou en waar lieg ek nou nie vir jou nie. Anders raak ek heel de mekaar en dan gaan ek nie die regte ding vir jou gesê kry. Die hoofkarakter is Gerald Joubert. Hy's 'n dokter by die universiteit. Ek noem dit die Universiteit van Windhoek, want daar is nie so 'n ding nie, né? So hy's by die Universiteit van Windhoek. Onthou die hele boek se konteks is Namibië. Die name, die plekke, die dorpe, die afstande is alles korrek Namibies. Gerald is 'n ou wat sy passie is die kwaliteit van onderwys, hoër onderwys, maar ook van skoolonderwys. En hy stel toe voor hierdie alternatiewe kurrikulum vir 'n hoërskool wat ons kan die 97% van die bevolking se intellek ontwikkel wat nie deur die akademiese skoolkurrikulum ontwikkel kan word nie. So dis is deel van die boek. Verstaan jy? Hy loop bied dit aan op 'n kongres om vir die mense te vertel en sê luister hier sou ons konstitusie sê geen diskriminasie, gelyke toegang tot gelyke onderwys en kwaliteit en ons hele land se onderwys is completely discriminerend teen 97% van die bevolking. As jy die getalle vat wat van graad 11 na graad 12 van jy het hom daai oor die onderwys, maar ek wil weet die storie. Ja, ek moet vir Gerald daar los. Maar die man is passievol oor die onderwys. Hy is nou as 'n denkende ou en as 'n dosent, jy weet, praat hulle ook natuurlik oor die goeie eienskappe, regte eienskappe van 'n ware demokrasie. Hy praat met mense praat met hom oor jy weet, wat is intelligente rugby temas wat ek en jy al oor gepraat het wat ingebou is in die storie. En dan is dit natuurlik dat ou Gerald nou nie net sy lewe as 'n dosent word duidelik deur die boek. Jy weet, wat doen 'n dosent? Wat doen 'n universiteitsdosent nou? Hoe lyk sy lewe? Dit kom mooi uit die boek. En dan ontmoet hy nou 'n ander dosent wat nou daar ook 'n geologie departement kom besoek en sy word die tweede hoofkarakter Rika. En Rika oog hom en hy oog vir Rika en dan later is dit 'n mooi liefdesverhouding wat ontwikkel en later gaan Rika saam met hom op hierdie prospekteringsstorie wat nou 'n ander lyn is van die verhaal, 'n ander laag. Gerald stel belang in die prospektering wat eintlik deur sy broer gedryf word en hulle gaan en met die waterwysstokkie loop soek hulle minerale. En Rika gaan dan saam. En nou moet ek nie verder oor daai ene praat nie. Maar dis nou lekker, jy weet, daar's kampe, daar's vuur, daar's braaivleis, daar's 'n kyk na die natuur, bewonder die sterre, die wild wat ons rondom ons sien, daai talking van nature met ons en hoe dit ons laat voel en ons praat oor nature en met nature en dis waar die hele talking en die stones bymekaar kom. Hulle soek uiteindelik diamante. En die hele storie van Kolmanskop se diamante en Oranjemoen se diamante se ontdekking is deel van hierdie diamantstorie. En hulle soek dan ook uiteindelik diamante. En dan los ek hom daar. Nee, daai is nou die lekker ding dink ek vir mense, daar moet
'n vrou in so 'n verhaal ook wees. Die geologie en die prospektering. Het ek gewonder, is dit iets waaraan jy self ook Ja, belangstel en meedoenig is? ja, weet jy, nie regtig gedoen nie, maar ek het as 'n laerskoolkind het ek rondgeloop op Noordoewer, daar in die berge. Daar soek ek mooi klippe. Nou mooi klippe was nou maar agate en tieroë en sommer net 'n klip wat 'n mooi vorm het. En dan het ek daai tieroë mooi skoon gemaak en in 'n bottel gesit met lampolie. Dit was my trots en my joy. Ek het 'n klip belangstelling in my hart wat ek nie weet. Ek sou seker 'n geoloog geword het as my lewe nie vir my beplan is omdat my pa vroeg gesterf het nie. Sou ek seker 'n geoloog geword het. Maar dat ek 'n onderwyser geword het en 'n dosent was uiteindelik reg. No problems. Maar daar is ook 'n duidelike karakterontwikkeling Ja. by Gerald. Ja. Hy is aan die einde Ja. iemand anderste, nê? Ja. As wat hy aan die begin is. Ja, hy was in die begin so bietjie meer op sy eie en sy eie krag en sy eie verstand en sy eie kennis. En dan later dan kom hy agter, jy weet, jy kan die spirituele wêreld nie losmaak van jouself af nie. Al dink jy kan. Die liggaam, die siel en die gees sê klaar vir jou. Gees is 'n spirituele dimensie wat ons het. En as jy dit ignoreer, men jy weet, jy mis 'n gederde van jou menswees en jy dink jy ignoreer dit, jy weet, maar jy kan nie. So swaartekrag. Jy kan sê ek steur my nie aan swaartekrag nie, maar dit maak nie saak wat jy dink daarvan nie. Dit is daar en dis reël. So ja, hy het gegroei, sy broer het gegroei, ou Hugo. En Rika het gegroei want hulle praat oor die liefde en hoe kies 'n mens se lewensmaat, want hulle was albei geskei, jy weet. En toe hulle nou begin uitgaan, toe vat hulle nou hierdie probleem aan en sê, luister, ons gaan nie daai fout weer maak nie. Ons gaan deeglik met mekaar gesels om uit te vind watter kriteria behoort ons aan te lê om te besluit ek en jy is reg vir mekaar. So dit is 'n mooi diepte dimensie. Daar's baie diepte dimensies omdat daar klomp universele temas is, jy weet, soos kerk se rol en hierdie hoe soek ek 'n maat en ander diepte dimensies wat vir die mense 'n goeie groei kan gee in liggaam, siel en gees. Behalwe die pret van die avontuur van die klippe soek en natuurlik nou die liefdesverhaal, alles is so in een geweeg. Maar nou ja, daar by die liefde kom die frekwensies van die kwantumfisika. Ja, Einstein. Natuurlijk. Maar dis 'n mooi skoon liefde, ek moet dit sê, nê. Om terug te gaan net daarna toe, want daar's maar 'n ou debat, ek dink hy is nog steeds aan die gang. Hy weet van die evolusie en jy weet die versoening daarvan of die wetenskap met die skepingsverhaal byvoorbeeld. Ja. En dit lyk vir my, jy weet, in jou storie is dit ook goed wat by mekaar uitkom. Hulle word nie geskei van net mekaar so nie. Is dit net so liggies is is dit so? Net so liggies. Ek het nie diep gegaan in op daai tema nie, want elke ou het 'n opinie daaroor. Ek het ook my opinie daaroor, maar dit was nie vir my belangrik vir die boek nie. Daar's wel 'n bietjie van die kwantumfisika in die boek. Maar dan beskryf die ou sy liefde vir die meisie in kwantumfisika terme en in geologiese terme, omdat dit nou issues is wat in die storie is. Baie mense publiseer deesdae self. Hulle werk, ek dink daar's verskeie faktore wat lei daartoe. Is dit 'n moeisame ding vir iemand wat dalk nou belangstel? Jy kan dit op baie maniere doen, maar is dit maar ook weet, frustrerend by tye sodat mense net hulle self voorberei. Danie, daar's deesdae raad vir mense wat self gepubliseer het hoe om hulle boeke te bemark. Maar sien, dis presies die probleem. Dis hoekom ek het dit gedoen en ek het verloor. Ek sit met 90 boeke by my in die huis wat ek self gepubliseer het, net so 'n dik boek oor intelligente rugby en emosionele toughness. En daar lê hulle. Ek het nie kans om hulle te bemark nie. En self publiseer beteken jy vergeet nommer 1 hy met 'n barcode op hê, verstaan jy? Jy soek nie 'n ISBN nommer nie. En 'n boekwinkel vat nie so 'n boek nie. As jy daai boek vir hulle aanbring, miskien dit leer jy nou op die harde manier. So jy spandeer R1000 om die boek self te skryf. Maar dan maak jy hierdie foute en die bemarking is die groot ding, verstaan jy? Dis die boek se skryf wil ek amper sê is net 'n deeltjie van jou boek op die mark sit. Jy moet deur 'n publiseer ou gou deur 'n publisher, 'n uitgewer, want hulle ken die ropes, hulle het die bemarkingskanale, verstaan jy? Hulle ken die distribusienetwerke. Hulle weet na watter ou toe met hierdie goed gaan, dan gaan dit weer van hom af daarna toe.
As jy 'n boek self uitgee, weet jy van hierdie wêreld niks af nie en jy verloor. Nee, ek sal nie iemand aanraai met ooit te probeer nie. Don't go there. Die intellektuele eiendom moet natuurlik ook geregistreer word, dis waar die kodes vandaan kom. Exactly. Laastens gou om jy af te sluit, waar kan mense Talking Stones in die hande kry? Ja, ons het nou nog nie vir hulle die boek se nommertjies gewys nie. Hier is die boek. het hom al Daar's op hy die nou, skerm, daar's hy as nou. hy- Laat as hy hulle nou daarom weer, kyk ons hy het mooi hom al sososdyne. En dan nou die hoofkarakter en die hoofdame wat in die rol speel. Ek dink is 'n pragtige voorblad. So echt Namibies, nee. Mense kan hom aanlyn kry, né? Ja, aanlyn. Die maklikste om hom te kry, jy kan hom by iTunes koop wat vir Apple produkte is, die elektroniese weergawe. Jy kan hom by Barnes & Noble kry, ek dink elektronies en in boekvorm. Jy kan hom by Amazon.com kry, printvorm en elektronies. Maar ek het dit self loop soek, toe kry ek dit nie, want ek het direk by Amazon probeer ingaan. Hulle het 100,000 boeke. Jy kry nie vir Talking Stones daar nie. Dit vat jou 'n halfuur, dan gee jy op. Toe bel ek die publishers, toe sê ek vir hulle, luister hierso, wat fout? Julle sê hy's daar, hy is nie daar nie. Toe sê hulle, nee, ek het vir jou gesê, sê vir jou mense, hulle moet na die publisher se web toe gaan. Dit is CFP, Christian 5 Publishers. Jy gaan na hulle web toe, dan soek jy vir Talking Stones op hulle web, 'n new release Talking Stones, en dan maak hy 'n bladsy vir jou oop, en op daai bladsy staan Amazon en Barnes & Noble en so. En dan klik jy op daai ding en hy vat jou direk na daai boek binne in daai gemors van sy normale besigheid. So gaan na die publisher se web toe en dan vat jy hom daarvan, dan vat hy jou direk Talking Stones. En die gedrukte kopie wat jy nou daarvoor het gewys ons nie tyd nie. Nee, maar mense kan jou kontak. Nee, ek probeer nog om die gedrukte kopie in Namibië te kry, selfs in Suid-Afrika te kry. Kyk, die verspreidingskanale, die boek is in Amerika gedruk. Hy loop Amerika vol, hy loop Europa vol, hy loop Australië vol, hy loop Asië vol, maar hulle kom nie Afrika toe nie. So die distribusie Afrika toe is so 'n bietjie van 'n probleem. Ek het nou vir Exclusive Books, NB uitgewers in Suid-Afrika en Jonathan Ball. Ek het nou vir hulle briewe geskryf en die boek genoem en gesê, daar wil julle nie die boek aankoop en kennis neem, en as julle dit hou daarvan. Ek sê die Namibiërs en die Suid-Afrikaners kan hierdie boek by julle vinniger kry en goedkoper kry as wat 'n ou homself bestel in die Amerika. Ongelukkig moet ons breek Ja, trek. wat maak dit? Dankie jou, Dani. Opnie dankie. Dat is mooi. Het was lekker om saam met jou te kuier. Life is unpredictable, and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Die Namibiese prokureur Carly Skikkerling kuier by ons. Welkom. Baie dankie. Nou, soos ons aan die begin gesê het, was nou pas weer, jy weet, 'n groot opskudding in sekere kringe gewees oor die feit dat president Dangola Mbumba die nuwe wetgewing oor huwelike onderteken het. Dis reg. Maar ek dink mens moet ook dalk eers net sê hierdie is nie Jerry se wette. Ja, ek dink mense dink nou dit is die sogenaamde wette wat deur Jerry Ikanju voorgestel was in die parlement. Ja, ek dink ons moet baie dankbaar wees. Dit is nie Jerry se wette wat gepromulgeer is nie. Syne was die wetsontwerp ben nog daar. Dit is deur parlement goedgekeur, maar nie deur die president geteken nie. En sy wetgewing of wetsontwerp is baie meer gemik op kriminalisering van gay huwelike en so weet obviously wat daarmee gepaard gaan. Hierdie wet, alhoewel dit ook poog om die Supreme Court se uitspraak te probeer omsingel, is 'n wet wat nie net oor gay huwelike, maar oor alle huwelike in Namibië wat voltrek gaan word, handel.
So dit gaan alles reguleer. Enige nuwe huwelike wat gesluit word, sal deur hierdie wet gesê die overriding wetgewing wat geïmplementeer sal word daaroor. Watter definisie gebruik hulle nou om hierdie uitsluiting te bewerkstellig in die Wel hulle definisie spesifiek dit definieer 'n huwelik tussen twee partye van opposite sex. Soos jy weet, dit moet 'n male-female huwelik wees. So dit sluit pertinent same-sex marriages al word dit wettig gesluit in jurisdiksies waar dit wettig is, soos Suid-Afrika of Duitsland of Australië, dit sluit pertinent die erkenning daarvan uit. Kom ons bly by die huwelik in die algemeen, want dit is nie net gay mense wat geraak word nie. Daar's 'n groot klomp baie ingrypende verandering vir alle huwelike. Ek wil nou sê die naysayers vir die anti-LGBTQ gemeenskap wel buite besef nie dat hierdie wetsontwerp of hierdie wet het ingrypende effek op alle huwelike, heteroseksuele huwelike ook. Byvoorbeeld jy gaan basies moet aansoek doen. Jy het 'n 90 dae tydperk voordat jy jy moet aansoek doen, sekere regulasies moet volg en dan kry jy tipe van 'n goedkeuring van die staat. Dan moet dit gepubliseer word, 21 dae kennisgewingperiode en dan in daai 21 dae kan enigiemand beswaar lê in jou huwelik. En dis nie soos die goeie ou dae wat sê het jy beswaar staan op in die kerk en dan sê iemand en dan gaan die huwelik voort nie. As daar beswaar gelewer word alles gestuit en dit word terugverwys na die staat. Daar word 'n ondersoek gedoen en dan na daardie ondersoek kan die beswaar dan of afgedwing word en hulle sê nee, jy mag nie trou nie, of dit kan nou van die hand gewys word en dan kan jy weer voortgaan. Maar selfs al het jy die goedkeuring, daai goedkeuring staan ook net vir 90 dae. So ek bedoel dit gaan ingrypende effekte hê vir mense op hulle of met wie jy mag trou, jou private regte wat die staat gereguleer word, maar ook wel net eenvoudige goed soos jy kan nie jou huwelik beplan nie, want jy weet jy gaan nou objection wees, jy moet deposito's betaal, dit gaan 'n hengse effek hê en ek dink nie mense besef op watter slippery slope ons beweeg as ons die staat toelaat om daai tipe ingrypende beslissings te maak rondom privaat vryhede en keuses nie. Ek dink dit voel vir my en ek bedoel mense moenie vergeet nie 40 jaar plus terug kon mense van verskillende rasse nie met mekaar trou nie en dit was wetgewing. Die staat het besluit 'n swart man en 'n Indiese vrou kan nie met mekaar trou nie of 'n wit vrou en 'n kleerling man mag nie met mekaar trou nie en we are regressing. Ons is op pad terug soontoe en ek dink mense moet met baie versigtig wees om hulle ondersteuning en dit eenvoudig te aanvaar want bedoel China het tot en met 2021 het hulle gesê hoeveel kinders 'n paartjie mag hê. En hulle het nou ingrypende probleme met hulle populasie wat ek van die swakste populasiegroei in die laaste 3-4 jaar gehad het wat vir hulle baie probleme veroorsaak. Ek dink nie ons kyk ver vooruit genoeg oor wat hierdie effek gaan wees nie. Ek wil net terugkom na wat jy nou net genoem het oor hierdie aansoek om in die verbind te word. Natuurlik, jy weet is nou nog nie van krag nie. Ja, so daar moet regulasies kom, maar hoe gaan dit nou letterlik werk? Want ek wonder daaroor. Gaan ek nou in die klein advertensies gaan ek lees Johanna en Petronella wil met mekaar trou en ek kan nou my besware hier of daar aanteken teen datum X dit gaan of in die staatskoerant of daar is nog nie regulasies gepubliseer nie. So soos jy reg sê die wetgewing is geteken deur die president en dit gaan wetgewing word dis aanvaar, maar dit is nog nie geïmplementeer nie en dit word in terme van artikel 47 van die wet eers bekragtig as die minister 'n datum afkondig en dit in die publieke koerant dan staatskoerant publiseer en sê okay vanaf 25 September is hierdie wet van toepassing. Ek dink hulle het dit nog nie gedoen nie oor die regulasies wat eers geskryf moet word om die praktiese uitvoering van die wet te reguleer. Want op hierdie stadium weet niemand reg nie. Ons goeie soos gaan dit gereguleer word oor wat is 'n beswaar wat krag gaan dra? Kan dit enige beswaar wees? Ons weet nie. So dis baie moeilik om te spekuleer op hierdie stadium, maar ja, ek dink dit gaan probleme veroorsaak. Jou voornemende skoonmaak kan dalk ook haar stok. Ja nee, daar gaan baie stokkies gesteek word voor uit die speke van hierdie storie. Baie kortliks gou voor ons terugkom by die gay huwelike kwessie. Die wet wil ook voorsiening maak daarvoor dat egskeidings baie vinniger afgehandel kan word sonder om noodwendig
hoër hof toe te gaan, daai duur Ja, dis 'n ander wet. Dis identifisering van is dit 'n ander wet. Dis 'n ander wet. Dis die Dissolution of Marriages Act. Dit is ook gepromulgeer of geteken deur die president, ek dink ergens Oktober, November laas jaar. Ook nog nie in werking nie, want weer eens daar is 'n klomp regulasies wat geskryf moet word, soos jy sê, hulle wil dit uit die Hooggeregs sit of uit wat van die laerhowe, daar gaan spesifieke opleiding gegee moet word. Dis voorheen is alle persoonlikheidsaangeleenthede net in die hoër hof toegelaat vir die eenvoudige rede dat dit so kompleks is en 'n statusaangeleenthede. So daar's 'n klomp werk wat gedoen moet word voor dit gaan geïmplementeer kan word. Daar's natuurlik wonderlike goed aan die werk in die wet. Soos wat jy sê, die korter tydperke te maak, jy hoef nie meer skuld te probeer bewys nie. Soos in Suid-Afrika kan hulle wat hulle praat van die irretrievable breakdown of the marriage, wat beteken jy hoef nie verskonings uit te dink en allerlei ander goed te bewys nie, die huwelik is verby en dit is definitief 'n area waartoe ons moet heen beweeg, maar daar is uitdagings in daardie wet ook. Dankie dat jy benadruk, dis heeltemal verskillende goed. Ja. Nou terug by die nuwe wet oor huwelike spesifiek. Hoe raak dit die Hooggeregshof uitspraak? Wel, tans staan in die land. Geen wetsontwerp tensy dit spesifiek spesifiseer dat dit terugwerkend is nie, is terugwerkend. En hierdie wet bepaal dit nie. So daar's geen terugwerkendheid aspek hier nie. So met ander woorde, ons gaan nou in 'n snaakse vakuum wees waar vanaf die hofuitspraak enige huwelike voor of na dit tot en met die implementering van die wet gaan anders hanteer word as na die implementering van die wet, maar ek het nou reeds kliënte wat hysteries is, soos jy kan imagine, mense wat klaar deur die staat die grensposte gaan wat klaar anders behandel word, klaar gesê word as jy die wet nie inskop dan gaan ons julle nie meer toelaat nie. So dis eintlik so half hartverskeurende om te sien. Maar op hierdie stadium is die uitspraak soos wat dit in die Gashu en in Zaler laws bevestig is dat die staat moet erkenning gee aan selfde geslaghuwelike wat wettig voltrek is in ander jurisdiksies. Alhoewel dit meer van toepassing is op 'n Namibiese gade met 'n buitelandse gade, is daar ook uitsprake gemaak deur die hof om te sê dat hierdie onderskeiding op grond van seksuele verhoudings kan nie staan in terme van ons artikel vir menswaardigheid, artikel 8 in die grondwet nie. So ek is eintlik so al verbaas dat die wetgewer wel probeer om dit te probeer omsingel. Daar is nog 'n klomp water eintlik wat in die geregtelike see moet loop. Daar's 'n klomp hangende sake steeds ook waarby jy betrokke is. Ervaar jy enigsins dat dit lyk of ons iewers gaan kom? Ek meen iewers moet ons mos kom by 'n punt waar daar 'n soort van 'n beslissing is wat kan staan uiteindelik. Ideaal sou dit moes wees soos wat in Suid-Afrika gebeur het na die equality hofsaak, die gay and lesbian equality saak in 1994 of 95 en daarna is die wetgewing geskryf spesifiek om voorsiening te maak vir beskerming. Dis wat moes gebeur het. Ons wetgewer moes nie gegaan het en wetgewing teen dit gaan maak het nie. Dit moes beskermende wetgewing geskryf het want die realiteit is alle homoseksuele mense in Namibië wat onder die LGBTQ umbrella val, het dieselfde verpligting in die land. Hulle moet belasting betaal, hulle moet die reëls volg, hulle regulasies volg, hulle word dieselfde hanteer in terme van enige prosedures, maar hulle kry nie dieselfde regte nie. En ek bedoel, dit kan nooit staan nie. Ons hof het dit klaar bevind, die hof het klaar gesê, dit kan nie diskriminasie teen menswaardigheid duld nie. Dit gaan dit nie duld nie. So om dit in wetgewing te sit, verander nie daai bepaling van die hof nie. So ons gaan deur 'n klomp goeders moet gaan, is ongelukkig gaan dit getoets moet word. Die grondwetlikheid van die wet, spesifieke artikels gaan getoets moet word deur aansoeke te bring, kliënte wat 'n belang daarbey het, gaan dit moet bring. En daar gaan goed gebeur. Daar is reeds goeders in die pipeline waaraan gewerk word. So dit gaan getoets word en ek glo tog wel dat dit sal nie die toets slaag nie. Dit is ongrondwetlik in my opinie en ek dink ons het maar 'n internasionale tendens wat so 'n bietjie menseregte teenwerk. Dit voel vir my ons kyk in 'n elke keer as jy dink jy wen, dan loop jy ergens anders in 'n muur vas. Maar dan is daar ook weer ergens lig, soos Thailand wat nou selfde geslaghuwelike wette gemaak het. Dis maar moeilik dan. Mense hoop maar altyd dat ek moet glo as 'n prokureur wat fokus op menseregte sake dat daar op die ou lang duur wel sukses sal wees en dat ons wel ergens gaan uitkom wat die wetgewer gaan besef. Dis
ons moet almal beskerm. Die kleinere dele van ons populasies, wil ek sê dit is almal praat van hierdie dat jy moet die Namibiese waardesisteem moet aangegee word, maar ons moet onthou ons is nie 'n kerkstaat nie, ons is 'n sekulêre staat en ons het 'n grondwet en daai grondwet moet toegepas word ten bate van elke persoon in ons samelewing, nie net sekere dele daarvan nie. Dit lyk op baie plekke in die wêreld of daar 'n soort van na die verlede teruggegryp word, soos jy genoem het. Donald Trump se jongste uitsprake byvoorbeeld sedert hy president geword het, is 'n voorbeeld, maar Namibiërs, ons is weer aan die ander kant, dink ek, al tradisionele gemeenskappe baie konservatief. Nog al die pad. Of weet, is daar 'n verandering wat beleef? Ek dink ons is 'n konservatiewe samelewing, maar ons is ook verdraagsaam. En ek dink dis op die ou end al wat mense wil verwag, is dat iets wat jou nie raak nie, 'n reg wat jy geniet, hoekom moet iemand dit anders dit ontneem word? En ek dink dit gaan maar net, dit raak jou nie, of jou neefie, of jou werkgewer, of jou baas in 'n selfde geslag verhouding het tog werklik niks met jou te doen nie. Dis maar net soos wat in hulle gewone huwelik, weet 'n heteroseksuele huwelik aangaan. Dit raak jou nie. Dit baat jou nie wat hulle vanaand by die huis doen en wat hulle maak vir ete. Het dit geen effek op jou lewe nie. Dit is maar op die einde van die dag verdraagsaamheid. Is maar wat mense hoop erns. En ek dink tog wel die Namibiese samelewing is verdraagsaam. Dis maar ek wil nie in politiek delf nie. Dis nie my forum waar ek beweeg nie, maar ek dink daar was maar 'n groot politieke beweging agter die druk vir die wet. En hopelik nou dat die verkiesing verby is, kan ons weer met helder oë na goeters kyk. Die regbank is tog juis ook daar sodat mens, as jy voel ek het nie my plekkie in die son nie, om jy weet te sê en te kla. Dit is ek dink die een advokaat Raymond Heathcote het dit so mooi gesê vir my met ons voorbereiding vir die Hooggeregshof argumente, het hy gesê die realiteit is as jy moet roep vir 'n referendum, sal jy waarskynlik nie slaag nie. Dit sal die toets nie sal daar nie sê bevind word ons moet gey regte beskerm nie. Maar dit is die doel van die konstitusionele hof. Dit is die onderskeiding van ons magte van die executive en die legislative en die judiciary word spesifiek geskei sodat die werk van die Hooggeregshof is eenvoudig om die beginsels wat bevat word in ons grondwet toe te pas. En enige wetgewing wat gemaak word daarteen te meet. So dit is ongelukkig is die realiteit en die werk van die hof baie keer om minorities te beskerm teen die groter deel van die populasie. Carly, baie dankie vir jou insigte. Dis 'n groot plesier.